Die woord wat sê die Here vir ons. Kom sit dit so. Dierbaar God, Hemelvader, waar ons nou vanoggend die woord gaan oopmaak, Here, uit die woord uit gaan leer, vra ek, Here, dat U die woord sal kom sien in ons harte, Here. Kom maak dit lewendig vir ons, Here, soos net aan U dit kan doen. Here, is nie 'n woord om ore te streel nie, maar is 'n woord om harte te rig na U toe. Heilige Gees, kom wees U die prediker, kom wees U die ene wat die harte kom omroer, Here. Ons is vanoggend gesing, dat U is die ene wat harte van klip kan breek. En ek kom bid, Here, dat U elke hart weer sal verander vanoggend. Van hart na hart wat van vlees hart na U hart, Here. Ek sê vir U baie dankie daarvoor. Sien hierdie woord en sien ook hierdie bijeenkoms, Here, dat U is waardig, U is heilig. En ons wil in U teenwoordigheid wees en bly, Here, in Jesus naam bid ek dit. Amen. Is jy bly met huis van die Here te wees? Ja, sê. Dit is van hierdie. Wanneer jy gaan kry en die lewe kry so, daar sê. Ons is reg. Kom ons blaai bietjie in ons Bybels, daarna Efesiërs 5 toe. Paulus 'n brief wat hy geskryf het aan die Efesiërs 5. En ons gaan daai vanaf vers 1 as ek lees. En Efesiërs 5. En dan gaan ek vra dat julle Bybels oophou. Want ons gaan so 'n bietjie rondblaai in die Bybel vanoggend. Kom ons lees saam. Efesiërs 5 vers 1, is julle daar? Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoedery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie eens genoem word nie, soos dat die heiliges betaal. Ook nie gemeenheid of dwaase lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, geen hoereerder of onreine of gieraar, wat afgodedienaar is, 'n erfdeel in die hemelse koninkryk van Christus en van God het nie. Laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Nou as ek so die boodskap 'n naam of 'n titel moet gee, dan sal dit seker wees kinders van die lig. En ons begin nie so by vers 1 wat hy sê, wees navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus. En dis dit nie enige suksesvolle ouer se wens en se droom en sy hartsbegeerte dat hulle kinders hulle voetstappe sal volg en hulle voetstappe sal volg nie. Want ons as ouers nie graag hê dat ons kinders die goeie voorbeelde wat ons vir hulle stel sal navolg nie. Dit is ons toch lekker vir 'n ouer as 'n kind praat of die sê goedjies gebruik wat jy as ouer gebruik. En die maniertjies het wat jy het, as jou kind dit begin optel en daarvolgens lewe en dit uitleef. So ons wil graag hê ons kinders met ons goeie gewoontes met hulle uitleef, hulle aanleer en uitleef. En dit is ook presies dan ook wat ons Hemelse Vader van ons as sy kinders verwag. En ons hoef nie te raai wat sy hart is nie. Ons hoef nie te wonder nie, want soos ons aardse pa kan sien en soos ons aardse pa kan hoor en hom kan navolg, hy het ons die voorbeelde stel. So het God ook in sy woord gekom en vir ons die riglyne kom gee om sy navolgers te wees.
Ons sien ook in hierdie geleesde gedeelte, dat die eerste, en ons sien die vernaamste voorbeeld, is, waar hy vir ons sê hierso, wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. So die eerste voorbeeld wat hy vir ons gee, is om te leef en te wandel in liefde, om liefde uit te leef, want God is liefde. Amen. En as ons gevul is met die Heilige Gees, en as ons God in ons harte woon, dan lewe liefde in ons. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 16, sê Johannes vir ons, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken, en ons het dit geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. God kom sê nie, dit net in sy woord nie. Hy praat nie daaroor nie. Dis nie net 'n opdrag wat hy vir ons gee nie. Dis nie woorde wat daar in die Bybel is wat mooi klink en wat goed is en wat vir ons 'n belofte gee nie. Maar hy het dit ook vir ons kom demonstreer in Jesus, wat in liefde gekom het en vir homself onselfsugtig, onbaatsigtig liefgehad het en kom wandel het op aarde vir ons te wys hoe dit is om in liefde te wandel. Hy het sy lewe vir ons kom afgee uit liefde uit. Ons weet dat dit inderdaad 'n baie hoë roeping is om God na te volg en in liefde te wandel volgens die mate en in die manier waarin Christus dit gedoen het. Maar ons weet ook dat dit onmoontlik sal wees om dit enigstens te probeer en reg te kry, tensy ons hart oopmaak vir die Heilige Gees om ons daarmee te help en vir die Heilige Gees om ons te werk in ons lewens om dit te kan doen. Ons moet nie net onsself vir ander opoffer nie, want Jesus het dit gedoen. Maar as ons lees hierso in vers 2, dan sien ons, hy het homself self oorgegee as 'n gawe en 'n offer, 'n lieflike geur. So ons moet ons self wel nie opoffer nie, maar daar moet behoort ook 'n geur te wees in ons teenwoordigheid, 'n geur te wees in ons liefde wat ons uitlewe, 'n reuk van aangename geur, soos wat vers 2 vir ons sê. En ek wil hê ons moet let op die verpligting om navolgers van God te wees. As ons kyk na Efesiërs 5, vers 3 tot 5, dan is daar 'n sekere paar inskrywings of goeders wat ons nie moet wees nie. Veral met betrekking tot ons spraak. En wat by ons mond uitkom. Want dit is deur ons spraak, dat die toestand en die ware toestand van ons hart geopenbaar word. Ons het Vrydag ook gepraat daaroor. Petrus, toe hy Jesus verloon het, op 'n stadium met een van die diensmeisies vir hom gesê, maar jou spraak gee jou weg. Jy word as kind of as volgeling van Jesus geken, deur die manier hoe jy praat, deur wat jy sê. Want as ons hart gevul is met God en met sy liefde, en moet hy in ons woon, dan kom dit uit, want waarvan die hart vol is, daarvan loop die mond oor. Verder lys Paulus dan ook na 'n klomp wêreldse goeders en gewoontes hierso, maniere van die wêreld, wat vir God glad nie aanvaarbaar is nie. Dinge so sedeloosheid, onreinheid, gemeenheid, lawwe onsinnige en dwaase praatjies. Mense, hoe maklik val ons daarin nie? Hoe maklik is dit nie om lawwe goed te praat en onsinnige goeders te praat en dan te sê dis 'n grapie nie. En wat sê die woord vir ons? Ons moet liewer woorde van danksegging gebruik. En dan ook hebsug en gierigheid, wat afgodsdienst is. En die Bybel sê 'n paar plekke wat hy vir ons sê, dat geldgierigheid en hebsug, gierigheid, is afgodsdienst. Hoekom sê die woord dit vir ons so? Het Jesus nie vir ons gesê, toe hy in sy bediening wat hy op aarde was, gesê, jy kan 2 gode nie dien nie. Jy kan God en Mammon nie dien nie. Hy het nie gepraat van Satan nie. So afgodsdiens, Mammondiens, is wanneer ons gierig en hebsugtig is. Wanneer ons net meer en meer wil hê. Wanneer ons fokus op ons goeders is. Wanneer ons fokus op ons geld is, op ons bankrekening is, op ons besigheid is. En ons fokus is nie op die voorsiener van alles nie, ons God nie. As ons dan hierdie dinge doen in hierdie lewenstyl van sedeloosheid, onreinheid, ongemeenheid en lawwe praatjies, as ons hierdie lewenstyl aangeneem het en ons maak dit ons eie, dan is ons direk ongehoorsaam aan God. En hy verafskiet ongehoorsaamheid.
Hy maak dit vir ons baie duidelik. Hy sê vir ons hierso, wees nie 'n deelgenoot in die vers 7. Wat vroeër was jy vers 6. Laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. So God wil nie hê ons moet ongehoorsaam wees nie. Sy toorn sal oor die ongehoorsaames kom, en ook sal oor ongehoorsaames nie die koninkryk, nie sy koninkryk hê nie hier op aarde nie, en ook nie in die hemel nie. Want ons weet dat God se koninkryk, sy koningsheerskappy, is waar ons ook al gaan. As ons hom as koning van ons lewe het, dan heers hy in ons lewens. Dan is hy hier op aarde, is ons in sy koninkryk. Ons beweeg in sy koninkryk. Ons gee ons lewens oor. Hy is koning van ons lewe, hy regeer in ons lewens. Maar ons weet ook die dag as ons kop neerlê, is daar 'n ewige koninkryk waarna ons op pad is. En dis waarheen ons wil gaan, né? Daarom roep God ons dan tot bekering, om ons na hom te keer, om ons lewens aan hom oor te gee en volkome op hom te vertrou. Ons het vanoggend 'n demonstrasie gehad hierso van gehoorsaamheid. Waar die Here gepraat het en Brian het geluister. En Brian het vir ons almal gesê hierso, en getuies van almal, jou geloof sal jou genees. Soos die vrou, soos Jesus al baie keer vir die mense gesê wat hy bedien het. Vrou, jou geloof het jou genees. Gaan jou geloof het jou genees. So ons moet dan gehoorsaamheid wees, en ons moet hom aanstel, of hom aanneem, as ons koning en ons Heer, ons moet volkome op hom vertrou. Want solank as wat die mense in ongehoorsaamheid leef, sê Hebreërs 3 vers 10, sê die volgende, daarom het ek, dis God wat daar praat, hoofletter ek, vertoorn geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met hulle hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my toorn weer 'n keer, dis 'n ander hoofstuk, is Hebreërs, is nie Efesiërs nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Met ander woorde, ons leer hieruit dat ongehoorsaamheid lei tot 'n ewige onrustigheid in jou lewe. So wanneer jy onrustig is, wanneer daar nie rus in jou hart is nie, rus en vrede in jou lewe is nie, wanneer daar altyd 'n gestoeide beklei is, gaan soek die wortel iewers by ongehoorsaamheid. Want God het gesê, jy sal nie rus hê, omdat jy ongehoorsaam is nie. Nou hoekom is God dan so ernstig oor ongehoorsaamheid? Hoekom verafskuw God gehoorsaamheid? Hoekom word hy toornig oor ongehoorsaamheid? Want ons dink altyd ongehoorsaamheid is nie so 'n vreeslike verkeerde ding nie. Maar kom kyk wat sê Hebreërs 3, vers 18 en 19, sê, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. Vers 19 sê, en ons sien, vers 19 sê, ek gaan weer lees, en ons sien, dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. So wat sien ons hier? God sien dus ongehoorsaamheid as loutere ongelowigheid. So kan ons sê dat ons as kind, dat ons 'n kind van God is, maar as ons ongehoorsaamheid is ons niks anders as ongelowiges nie. So jy kan oral gaan bely dat jy is 'n kind van die Here. Jy is 'n Christen. Maar as jy ongehoorsaam is aan die woord van God, dan as jy volgens God se standaard 'n ongelowige. Dan wanneer is ons ongehoorsaam? Verontagsaam nie ons in 'n byeenkoms nie. Wees nie toornig nie. Vergewe mekaar. God het 'n vergewer lief. Beroof God nie. Daar's soveel riglyne in die woord wat ons moet najaag en nastreef. En as ons ongehoorsaam is, dan klassifiseer ons onsself as ongelowig. Ons glo nie God se beloftes vir die opdrag wat hy vir ons gegee het. Ons glo nie dat hy vir ons daardie seën wat hy vir ons inhou, omdat ons gehoorsaam is,
dat ons dit sal kry nie. Ek weet, dit is harde woorde. Om te sê dat as jy ongehoorsaam is, as jy ongeloof, dit is harde woorde. Maar Jesus kon sê vir onsself hier in Matteus 7, vers 22 en 23 sê hy, baie sal aan daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duivels uitgedrywe, en in die naam baie kragtig gedoen nie. En dan sê vers 23 vir ons, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my julle werke van ongeregtigheid. Want ons was nie gehoorsaam aan God nie, daarom ken hy ons nie. Ongehoorsaamheid en by implikasie ongeloof trek dus dan 'n hele streep deur ons goeie werke en deur ons goeie pogings, deur ons goeie intensies. So as ons dan navolgers van God wil wees, moet ons onvoorwaardelik gehoorsaam aan hom wees. Want in die mens se toestand van ongehoorsaamheid en ongeloof is hy of sy die duisternis van self. Ons lees ook hierso. Waar is dit in vers 8. Want vroeër was julle duisternis. Hoor wat sê die Bybel hierso. En dit is vir my fantasties hoe God se woord spesifiek is. Hy sê nie julle was in duisternis nie. Hy sê julle was duisternis. Vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. So wanneer ons in ongeloof lewe, is ons duisternis van self, maar wanneer ons lewe aan God oorgee en 'n ware besluit neem om hom te volg en hom na te leef en in totale gehoorsaamheid, dan word ons verander van duisternis na kinders van lig toe. En word ons draers van die vrug van die Gees, vir die Heilige Gees. Nou wat is die vrug van die Heilige Gees? Kom ons gaan kyk gou na Galasiërs 5:22, dit sê vir ons daar duidelik. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou as ons hierdie stukkie gaan reg lees en gaan vra dat die Here dit vir ons herwaar openbaar en oopbreek en kom impak gee, dan sê die woord vir ons hierso, die vrug van die leef die vrug van die Gees is liefde. Dis dit. Dis liefde. En liefde word geken aan sekere kenmerke. En daardie kenmerke is blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Want sonder liefde kan jy nie blydskap, ware blydskap hê nie. Sonder daar liefde in jou lewe kan jy nie vrede hê nie. Sonder liefde kan jy nie lankmoedigheid hê nie. Kan jy nie verdraagsaam wees nie. Sonder liefde is daar nie vriendelikheid, goedheid of getrouheid nie. Sonder liefde, vir die vrug van liefde in jou lewe, is daar nie sagmoedigheid nie. En sonder liefde, en die werking van liefde in jou lewe, gaan jy nie selfbeheersing kan toepas nie. So die liefde werk hierdie vrug in volheid na ons lewe. En dit is God wat in ons en sy liefde in ons, wat hierdie kenmerkende eienskappe in ons werk en ons optrede werk. Ek wil graag vir julle uitdaging gee, of huiswerk gee as ek mag. Gaan lees 'n bietjie 1 Korintiërs 13. En ons weet baie mense het al getrou in 1 Korintiërs 13. Die liefde is. Daai hele stukkie. Dan gaan kyk julle 'n bietjie daarna vers 4 en vers 7 tot vers 7. Wat die liefde is en wat die liefde nie is nie. En dan gaan julle sien baie van dit wat die liefde is en nie is nie, stem ooreen met die eienskappe en die kenmerke van die vrug van die Gees. Want God se woord is so wonderlik. Nou ons geleesde gedeelte hier so vers 9 sê ons, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. So in hierdie geleesde gedeelte van ons sien ons dat hierdie vrug van die Heilige Gees bestaan en kan net teenwoordig wees en sigbaar wees in ons lewens, wanneer daar 'n sekere toestand in die mens se wese teenwoordig is. En hierdie toestand is goedheid, is geregtigheid en is waarheid. Amen. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie, wat is hierdie 3 toestande? Wat behels dit? Goedheid. Goedheid is die gesindheid en die ingesteldheid van ons denke. Hoe ons die wêreld en die lewe aanskou en benader.
As ons uitkyk op die wêreld en die lewe, is dit goed of is dit sleg? Wat dink ons van die lewe? Wat dink ons van die lewe waar die Here ons in geplaas het? As ons gaan kyk na Filippense 4 vers 8, dan sê die woord daar vir ons verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is en alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Bedink ons die goeie, bedink ons goedheid. So wanneer ons denke in lyn met God se woord kry, en ons hierdie dinge begin bedink, en ook in gehoorsaamheid aan sy woord en aan hom lewe, dan skep dit vir ons 'n gesindheid, hierdie skep dan 'n gesindheid en ingesteldheid van goedheid. En dit is waarin die Gees, die vrug van die Gees kan floreer. Geregtigheid. En hierdie stukkie, toe ek nou dit gaan ondersoek en gaan naspeur en gaan lees, toe het regtig my voete onder my uitgeslaan. Geregtigheid, dit is die oortuiging en die geloof, en dan ook by implikasies, ons praat van geloof, by implikasie praat ons dan ook van gehoorsaamheid, waarin, en ook van waaruit ons lewe, deur Jesus se liefdesoffer aan die kruis, wat ons as mens in die regte stand voor God geplaas het. Want deur Jesus se offer is ons nie meer sondaar nie, ons is nie meer duisternis nie, ons is kinders van die lig, ons is kind van God. Geregtigheid in die oorspronklike woord, in die oorspronklike Grieks is die woord dikaiosonei. Ek my kan mense tong nou daai, dikaiosonei. En dikaiosonei beteken sy kernbegrip is equity of character or act, en spesifiek in Christendom is dit righteousness and justification. Dis waar die woord geregtigheid vandaan kom. Nou, as ons gaan kyk na die dikaiosonei se kernbegrip, equity. Equity is 'n term wat ons baie in balans staat te kry, mense wat bietjie met finansies werk, equity. Equity in Afrikaans is eienaarsbelang. Eienaarsbelang is die netto waarde van 'n bate nadat skuld afgelos is. So wanneer ons praat van geregtigheid, is dit jou netto waarde nadat jou skuld afgelei is vir God. En dit is die belang wat hy in jou lewe het, eienaarsbelang. So wanneer ons in die oortuiging van geregtigheid leef ons in die oortuiging dat God waarlik eienaarsbelang in ons lewe het en dat ons skulde afgelos is. Hy het soos Engelsman sal sê, hy het 'n vested interest. Hy het 'n belegde belang in jou lewe. En daarom het ek en jy die verantwoordelikheid teenoor hom, wat eienaarsbelang in ons lewens het, om hom gehoorsaam na te volg. Ons moet besef, dat wanneer ons sê dat ons geregverdig is deur Jesus se offer, dat God daardeur eienaarsbelang in ons lewe het, en dat ons 'n verpligting het, om ons lewens in te rig, dat ons sy belang in ons lewens beskerm, deur ons lewenstyl. So ons moet lewe, dat ons sy eienaarsbelang in ons lewe beskerm. En dan kom ons by die derde faset, of fase van die mens se lewe, waarheid. Nou alhoewel waarheid dan nou dui op die teenkant, of die teenoorgesteldheid van 'n leuen, verwys waarheid hier na 'n ware lewenswandel met die waarheid. Nou Jesus het vir ons gesê, so in Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid, en die waarheid, en die waarheid, en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou wil ek ook 'n stukkie ingooi, so mense tussen hakies, as die Bybel vir ons sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En op 'n ander plek sê hy, wanneer jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vrymaak. Daar bevestig God dit weer eens in sy skrif, dat wanneer hy praat van die waarheid, dan praat hy van Jesus, ons verlosser. So wanneer ons lewenswandel dan ingestel is op die waarheid, dan wandel ons lewenspadjie met en in Jesus, met hom as die Here en Meester van ons lewens.
'n ander plek wat ook van toepassing is, soos by die wapenrusting, wat vir ons sê, ontgord jou lendene met die waarheid. Waar is jou lendene? Dit is halfpad in die middel van jou lyf, nee. So hierdie middel van jou kern, in die middel van jou lewe, moet die waarheid staan. In die middel van jou lewe moet Jesus staan. Amen. So sluit af met dit 'n kort boodskap, ons kan vroeg wees. Die vraag wat ons dan het vanoggend, is het ek en jy al waarlik tot die diepere besef gekom, dat wat die waarheid sê, vir ons, dat Jesus vir ons sonde geword het. Hy het nie ons sonde geneem, hy het vir ons sonde geword aan die kruis, sodat ons in hom God se geregtigheid kan wees. Dat ons in hom God se eienaarsbelang in ons lewe kan hê, en dat God dan eienaarsbelang in jou en my lewe en in ons lewenstyl en lewenswandel het. Volgende vraag wat ons moet vra vir onsself is, leef ons in die waarheid en in die kennis dat ons gered is? Het ons regtig tot baie besef gekom dat ons gered is, en met die oortuiging dat God eienaarsbelang in ons het, met die ingesteldheid in ons denke in lyn met ingesteldheid om ons denke in lyn met God se goedheid te kry. Volg ons hom na in totale gehoorsaamheid en vol vertroue. Daardie ware geloof wat ons het op hom, hy vaste vertroue. Soos geliefde kinders, is ons sy ligdraers in hierdie krom, donker en skewe wêreld van ons lewe? Maak ons 'n verskil daar waar ons gaan in die markplein? Of lewe ons maar net van salaris tot salaris in? Oorleef nou maar net. Maak ons 'n verskil. Is ons kinders van die lig? Dra ons die vrug van die Gees in ons lewe? Het ons hierdie drie eienskappe van goedheid en geregtigheid en waarheid? Besef ons dit en leef ons dit na? Dra ons die vrug van die Gees en verheerlik ons die Vader deur ons lewenswandel. Ons moet hierdie dinge met ons gaan bepeins, ons moet gaan self gaan vra daaroor. Want Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 31 sê hy, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Daar gee die Here alweer vir ons 'n opdrag. Hy gee vir ons 'n instruksie, wat ons gehoorsaam aan moet wees. Elkeen van ons moet ons eie lewe gaan beoordeel, sodat ons nie geoordeel hoef te word nie. As ons regstap, en as ons vashou in die Here, as hy as al van ons wege is, as ons hom vrees vir die almagtige God wat hy is, in ons lewe reg, en ons help ander mense om dit te sien, dan sal ons nie geoordeel word nie. So kom ons gaan dink na oor hierdie woord, en doen introspeksie. Kom ons maak reg voor God, en wandel soos kinders van die lig, wat God se eienaarsbelang ten volle in ons lewenswandel wil beskerm, met alles in ons vermoë. Want ons wil nie 'n las op sy brandstaat wees. Ons wil altyd 'n netto baate wees. Want hy het ons skuld betaal. En ons skuld ook daarmee. So ek wil vra vir julle, en broers en sissies, as ek enige van julle wat voel, dat julle wil net weer commit aan die Here. Dat julle net weer sê, Here, hier is ek het koud geword. Ek het afgedwaal. Dis nou jou geleentheid. Besef ons net, dat ons koning het gekom om ons te kom leer, om in liefde te leef, om ligdraers te wees, en hom te eer, vir die belang wat hy in ons lewe het. Hy het ons net gemaak en gelos nie. Hy het ons hier geplaas met 'n doel. Ons maak ons oor. Dierbare God en Hemelvader, Here, ek kom vra dat U vir ons sal kom help, Here, dat ons sal gehoorsaam wees aan U. Here, dat ons nie sal lewe soos ongelowiges nie, Here, maar dat ons wil glo dat elke woord wat in die woord vir ons uitgespel is, elke belofte wat daar gemaak is, elke instruksie wat daar gemaak is, dat ons dit sal navolg, Here.
gehoorsaam. Here, dit kom in my op, waar U sê in Filippense 4 vers 5, wees oor niks besorg nie. Dis 'n opdrag, Here. Hoeveel keer is ons nie besorg oor waar gaan vanaand se ete vandaan kom nie, besorg oor waar gaan ons werk kry, of wat gaan die baas aan ons, wat besorg is oor wat die mense van ons gaan sê. U sê, wees oor niks besorg nie, maar dat ons begeertes aan U bekend word, Here. En Here, dit is ons begeerte vandag hier, dat U vir ons sal kom lei om in gehoorsaamheid met U te lewe. Dat U vir ons sal kom lei, Here, om U vrug te dra tot eer en verheerliking van U naam. Dankie my Vader, dankie my God, dat U eienaarsbelang in ons lewens het. Dat U werklik waar belang stel in elkeen van ons lewens, Here. Dat U ons skuld afgeskryf het. En dat U vir ons kom hoop gee om 'n lewe te sien in die lig van U lig. Om te weet, U goedheid is in ons, U geregtigheid is in ons. En Here Jesus, U is die waarheid wat vir ons die pad wys. Ons eer en ons loof U daarvoor, Here. Ek bid dat elke mens wat vandag hier ingekom het, aangeraak sal wees, Here. Heilige Gees, kom wees U naprediker. En kom gee U vir ons die antwoord op ons vrae en op ons soeke na U. In Jesus kosbare naam bid ek dit. Amen.